Vanaand gaan ons kyk na eerstig en hoe ek en jy bevry kan word van eerstig, of 'n ander woord is hoogmoed. Die ou vertaling praat van eerstig, maar ons praat in die nuwe vertaling van hoogmoed. Nou as ons gaan kyk in Markus 7 vers 22, dan is dit een van die dinge wat daar genoem word, wat Jesus sê, dit wat 'n mens onrein maak, dit wat in jou hart is, een van hulle is hoogmoed. En as ons ook gaan kyk in Spreuke 6 vers 16, dan is daar, dit is so mooi in Spreuke 6 vers 16, wat sê, daar 6 dinge wat God haat, nie eintlik 7. En dan die heel eerste een wat hy sê, is oë wat vol hoogmoed is. So die Here haat hoogmoed. Ons gaan nog kyk na ander verse vanaand, maar kom ons kyk net gou na 'n definisie van hoogmoed. Dit is 'n besondere, sterk, ongeregverdige gevoel van eie waarde, 'n selfoorskatting, 'n te hoë dink van jouself, eie waan en 'n opgeblaasenheid. En dit gaan alles oor een ding. Dis nie op die aantekeninge nie, hoor, ek noem dit sommer maar net so 'n bietjie agtergrond. Hoekom mense hoogmoed het, is omdat hulle 'n afgod het, en daai afgod is hulle self. Dit gaan oor, jy aanbid basies jouself. Jouself is so belangrik, en daarom is daar hoogmoed in jou hart. Hier op die aantekeninge staan, dit is 'n drang na selfverheffing. Jy wil altyd jouself hoër maak en jouself ophef. Dis is 'n drang na selfverheerliking. Jy wil jouself op 'n troontjie stel. En die oorsprong daarvan is in Satan. En ons sien dit in Jesaja 14. Kom ons blaai soontoe. Jesaja 14. Julle weet dat Jesaja 14 en Esegiel 28 is die 2 skrifgedeeltes in die Bybel wat vertel van Satan. Nou hier in Jesaja 14, ek het daar geskryf vers 13, maar kom ons lees van vers 11 tot 15. Vers 11 sê, jy het met jou hoogmoed, met die klank van jou hartmusiek en al in die doderyk beland. Jy lê tussen die maaiers, jy is oortrek van die wurms, jy wat die helder môrester was, dit is Venus, het uit jou hemel geval. Jy wat 'n oorwinnaar van nasies was, is in die grond in verpletter. En dit jy wat gedink het, ek klim op hemel toe, ek gaan my troon neersit bo kan die hoogste sterre, ek gaan my plek inneem op die berg waar die gode mekaar ontbid, ver in die noorde. Ek klim op tot bo kan die wolke, ek word soos die Allerhoogste self. Jy sien, dis wat in Satan se hart was. Hy wou basies God self, hy wou homself verhoog, homself verheerlik om God te wees. En dit is geheel en al teen die heerskappy van God. Ons sien hier in vers 14, wat hy sê, wat ons net gelees het, ek klim op tot bo kan die wolke, ek word soos die Allerhoogste self. Jy sien, God kan nie, niemand kan soos God wees nie. Niemand kan soos God wees nie, want God is God. Hy alleen is die enigste God en niemand en niks kan soos God wees nie. Ons gaan nou die verskil sien dat ons wel soos Jesus moet wees en nie soos God nie. Die gevolge van so gedrang en so gesindheid by die mens lei tot 'n val. Ons sien dit hier in vers 12 wat ons klaar gelees het. Jy sal uit die hemel uitval, en ons weet dit is wat met Satan gebeur het. Jy sal in die grond in verpletter word. Dis die gevolg, en dis ook in my en jou lewe so, wanneer ons onsself wil verhoog, onsself wil verhef, omdat dit heeltemal teen die wil van God is, teen God se manier van doen, sy plan met die mens, kom die mens tot 'n val wat homself wil verhef. Ons gaan nou ook kyk na ander skrifte wat dit vir ons sê. Ook vers 15, wat ons nou net gelees het, nee, ons het hom nie gelees nie, maar jy stort af in die doderyk, af tot in sy diepste deel. En dit sê hulle is Sheol, die hel. Jy stort af in die doderyk tot in die diepste deel. Kom ons kyk gou hier na Lukas 14 vers 11, wat daar op jou aantekeninge is.
Lukas 14 vers 11. Wat net bevestig wat ons nou net vir mekaar gesê het. Hallo Kobus. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. En elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Jy sien, dis 'n beginsel in God se woord. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. Dit is 'n noodwendige gevolg. Dis hoe dit werk. Kom ons kyk Spreuke 18 vers 12. Op selfverheffing volg ineenstorting, maar op nederigheid volg eer. So as jy jouself wil verhef, dan gaan die noodwendige gevolg, die outomatiese gevolg van jou selfverheffing is ineenstorting. Ons sal sien hoe dit werk, meer en meer. Maar as God jou verhef, dan is dit blywend. En ons sien dit, die voorbeeld wat hy met Jesus gedoen het, Filippense 2 vers 9. Ons gaan nou 'n klomp goed lees, het gaan dalk vir julle die mekaar klink, maar ons gaan nou alles by mekaar kom. Jesus moes sterf, en Jesus moes ter helle neerdal, in die doderyk. Wat het ons nou nog gelees? Wat gebeur met die mens wat homself wil verhef? Of wat het met Satan gebeur, laat ek eerder dit sê. Hy het in die doderyk beland. Nou Jesus het homself nie verhef nie, maar hy het die pad geloop wat met ons ook gebeur wanneer ons onsself wil verhef. Hy het ook in die doderyk beland. Maar ons sien nou hier in vers 9 van Filippense 2, daarom, ons sien die vorige versie vers 8, hy het homself verder verneder, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en hom die naam gegee wat bo elke naam is. Jy sien, daar's niks wat met ons gebeur, wat nie met Jesus gebeur het nie. Hy het die pad klaar geloop. Maar Jesus, jy moet nou net mooi verstaan, dit was nie omdat Jesus hoogmoedig was, dat hy daai pad moes geloop het nie, maar dit is asof hy ons hoogmoed op hom gevat het. En hy is verneder, die oorwinning het hy gaan behaal oor Satan. Maar God het gekom en hom tot die hoogste eer verhef. Dis 'n noodwendige en noodsaaklike gevolg, dat wanneer jy jouself verneder, en dis wat Jesus gedoen het, dan kom God en hy verhoog hom. Hy het dieselfde gedoen, maar eintlik is dit die teenoorgestelde. Want hy het homself nie verhoog nie, hy het homself verneder deur te sterf. En daarom het God hom verhoog. Terwyl Satan wou homself verhoog, en daarom het God hom verneder. Kom ons kyk Jakobus 4 vers 10. Jakobus 4 vers 10. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en hy sal julle verhoog. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en hy sal julle verhoog. Wat sê jy mens wanneer jy jou onderwerp? Dis 'n keuse wat jy maak om te sê, ek kies om gehoorsaam te wees. Dit wat die Here, as ek sê, ek onderwerp my aan God, dan sê ek vir die Here, Here, ek kom, en ek kom verneder myself voor U. Dis 'n keuse wat ek maak, en ek kies om aan U gehoorsaam te wees. Dis dieselfde wat die vrou moet doen wanneer sy haar onderwerp aan haar man se gesag. Presies dieselfde. Maak 'n keuse om te sê, my man, jy is die hoof van die huis, en ek kies om my te onderwerp aan jou se gesag, ek gaan gehoorsaam wees aan wat jy sê. Dit is nie altyd so maklik vir ons vrouens nie. Maar ons doen dit, want ons is gehoorsaam aan die woord. Nee, vrouens? Sê amen? Right? Goed. Ek sê hier op die aantekeninge, die mens is nie bedoel om soos God te wees nie.
Was dit 'n gedwonge amen daai? Die mens is nie bedoel om soos God te wees nie, en glo julle nou vir my, net na God die mens gemaak het, was dit die mens se grootste probleem. Al reeds in die paradys, in die tuin van Eden. Blaai na Genesis 3 toe. Genesis 3 vers 4 en 5. Ek gaan ander dag weer praat oor die mans en die vrouens, dan gaan julle mans ook hoor wat julle moet doen, hoor? Genesis 3 vers 4 en 5. Julle ken die hele verhaal van Adam en Eva, wat God geëer het en 'n wonderlike verhouding met God was in die tuin van Eden, en toe kom die slang, en dit is Satan verteenwoordig, en hy kom in twyfel trek dit wat God vir die mens gesê het. God het vir die mens sekere goed gesê, jy mag nie eet van die boom in die middel van die tuin nie, en dan kom die Satan, hy sê, het God regtig gesê? En vandag doen Satan nog presies dieselfde. Hy kom na ons toe en hy kom bring verwarring oor dit wat in die woord staan. En kyk nou hoeveel teoloë kom betwyfel dit wat in die woord staan. Maar jy weet, die woord sê nou so, maar dit is nou daarom net 'n bietjie onlogies. Dit kan nie so wees dat Eva uit die rib van Adam gemaak is nie, of wat ook al. Die maagdelike geboorte. Dis reg. So. Ja, die maagdelike geboorte, dis nie moontlik dat Maria kon swanger geword het nie, ja. Al sulke goedes. Maar ons weet wat is die waarheid. Maar hier kom, sê die vers 4, sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees. Jy sien, Satan kom weer, of hy kom hier, met daai, om daai begeerte vir hulle te kom sê, as julle dit doen, dan gaan julle soos God wees. Presies dit wat Satan ook gedoen het in Jesaja 14 wat ons gelees het. Onmiddellik kom daar eersig hoogmoed by Eva. Ons lees hier in vers 6. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk, en begeerlik omdat dit kennis kan gee, en sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Die oomblik toe dit voor haar neus gestel word, dat as sy van hierdie goed eet, dan gaan sy soos God wees, toe kry sy daai begeerte, om ook soos God te wees, en sy eet van daai vrugte. En ons sien wat gebeur met haar, die noodwendige gevolg, vers 16 tot 19, sy kom tot 'n val, onder die vloek. Vers 16, vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hunker en hy sal oor jou heers. En vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde die jy jou toedoen vervloek. Jy sien, daar reeds het Adam nie sy plek as hoof aangeneem nie. En hy is vervloek, en die hele aarde is vervloek as gevolg daarvan. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak, so jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en distels ensovoorts. Stof is jy, en tot stof sal jy weer terugkom. Net daar kom verval die hele plan wat God met die mens gehad het, om dat hy moes heers. Dat hy in 'n direkte verhouding, 'n intimiteit met God gestaan. Alles verval net daar. Terug in swaar kry, terug in ellende, dorings en distels, hare weg, alles. Dit was nie van die begin af so bedoel nie. En as gevolg van die eersig en die hoogmoed daar, kom hulle tot 'n val. Voordat ons nou verder gaan, wil ek net gou hê ons moet gou blaai na Genesis 11 toe. Genesis 11 is die verhaal van die toring van Babel. En hier het presies dieselfde gebeur. Jy kyk daar vers 1,
van Genesis 11. Die hele wêreld het een taal gepraat, tot die mense ooswaarts getrek, hulle uitgekom by 'n vlakte. Sinaar en daar gaan woon, het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hart. Hulle toe stene in plaas van klip gebruik en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik en ons maak so vir ons 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het en toe sê hy, hier is hulle een volk en almal het een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal sodat die een nie die ander verstaan nie. Die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde en hulle het opgehou met die bou van die stad. Daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring en van daar af het hy mense oor die hele aarde verstrooi. Jy sien, hulle wou vir hulle 'n naam maak. Dit was die doel, hoekom hulle hierdie toring beginne bou het. Wat is dit? Dis niks anders as hoogmoed. Hulle wou vir hulle 'n naam bou. Hulle wou erkenning kry en eer kry, presies dieselfde. En wat gebeur hier? Daar is verwarring. Van waar af kom verwarring? Van Satan af. Presies wat in die tuin van Eden gebeur het. En op die ou end in Satan se eie lewe. Dis hoekom hy die een is wat verwarring bring. Dit wat ons nou gesien het in Jesaja 14. Maar daar in vers 6 staan dan, die Here het afgekom en toe sê hy, kom laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal. Ja. Vers 7. Ja, die verwarring het gekom as gevolg van die feit dat hulle vir hulle self wou namaak. Jy sien. En op die ou end, wel daai verwarring het nie van Satan afgekom nie, maar op die ou end, vir alle verwarring kom van Satan af. En onthou net, hierdie is presies dieselfde wat gebeur het in Handelinge 2. As jy hierdie Genesis 11 lees, en jy gaan lees in Handelinge 2, dit klink nou baie snaaks. Handelinge 2, met die uitstorting van die Heilige Gees. Daar was nie hoogmoed nie. Maar hulle het ook in 'n ander taal kom praat. Dit was die herstel van dit wat hier in Genesis 11 gebeur het. Maar ek sien nou hier verwarring is eintlik die straf op hulle voorbedagte. Op hulle, dit is hoe hulle tot 'n val gekom het. As gevolg van die feit dat hulle vir hulle self 'n naam wou gemaak. Goed. Die beginsel wat ek hier wil uitbring is dat Babel, enige iets wat met Babel te doen het, as jy ook gaan lees in Openbaring, Babel verteenwoordig hoogmoed en eersug. En dis hoekom as jy gaan kyk in Openbaring 18, gaan die hele stuk hier in hoofstuk 18 oor die val van Babylon. Dit is maar net 'n ander manier om te praat van Babel. In hoofstuk 18 is die val van Babel. Met ander woorde, alle hoogmoed kom tot 'n val. En onthou, dit is geestelik, dit is simbolies van wat ook in my en jou lewe gebeur. En in hoofstuk 19 is daar die bruidegom, die bruilof. In hoofstuk 20 is dit die oorwinning oor Satan. Ek gaan nou verduidelik. En in hoofstuk 22, in hoofstuk 21 is die nuwe Jerusalem, en in hoofstuk 22 is dit die wederkoms van Jesus. Kom ek begin weer van vooraf. In my en jou lewe moet hoogmoed eers mee gedeel word voordat daar 'n huwelik kan wees tussen my en die Here in 'n geesdimensie. 'n een word. Hoekom? Want as daar hoogmoed in my hart is, dan gaan ek tot 'n val kom. Ons het nou al die skrifte gelees daarom. Dan gaan verwarring kom.
En daarom kan daar nie 'n liefdesverhouding tussen my en Jesus wees nie. Want hoogmoed, ek wil myself verhef, ek kan my nie onderwerp in die huwelik aan my nuwe man, die Jesus nie. Julle verstaan, die geestelike huwelik? Net soos in 'n natuurlike huwelik, as daar hoogmoed is, by die vrou wat dan nou die kerk is, julle weet waarvan ek praat? In die Bybel, as daar van die vrou gepraat word, word daar van die kerk gepraat. Ons as die kerk, wanneer ons hoogmoedig is, dan kan ons nie in 'n huwelik gaan met Jesus nie. Ek stel dit nou eenvoudig. Hoofstuk 19. Hoofstuk 20 kan daar ook nie oorwinning oor Satan wees nie. Onthou julle, ek het al vir julle van tevore gesê, if you don't submit under authority over you, ek submit my nie onderwerp my nie aan God, aan die autoriteit van God oor my nie, then I don't have authority over that which is under me, en dis Satan. So, wanneer ek nie met Babel deel in my lewe nie, hoogmoed nie, kan ek nie in 'n huwelik gaan met Jesus nie, kom ons maak dit eenvoudig, dan kan ek nie vir Satan oorwin nie, want ek is nie bereid om my te onderwerp aan die gesag van God nie. Hoofstuk 20, dan kan die nuwe Jerusalem nie in my kom nie. Wat is die nuwe Jerusalem? Is 'n verheerlikte lewe, dit wat Jesus in my lewe wil kom inbou. Dat God se wil volkome in my lewe manifesteer. En sy heerlikheid, wat is God se heerlikheid? Is sy karakter, sy natuur en sy vermoë. Hoekom nie? Want I don't surrender. Want ek is op die troon van my lewe, ek wil maak soos ek wil. So ek gaan nie toelaat dat God se karakter in my kom heers nie. Want ek wil maak soos ek wil. As ek nou wil kwaad word, dan vloek en skel ek. Want ek het die reg om dit te doen. En as my man nie wil wees soos wat ek wil hê nie, of my vrou nie wil wees nie, dan skei ek en ek maak soos wat ek wil. So die nuwe Jerusalem kan nie die in my lewe kom en dan die wederkoms van Jesus. Onthou nou hier gaan dit nou oor die natuurlike, maar kom ons kyk na die geestelike. Wat is die wederkoms van Jesus geestelik? Is dat Jesus, ek moet geboorte gee aan Jesus. Christus gestalte moet kry in my. Galasiërs 4 vers 19. Die wederkoms van Jesus. Onthou, Jesus het aan die kruis op Golgotha gesterf. 'n saad is gesaai, 'n koringkogel het gesterf, sodat wat? Daar 'n oes moet wees. Wat is die oes? Ons almal is veronderstel om Jesus te wees. Soos Jesus te wees. Dis waarvoor Jesus gesterf het. Johannes 12 vers 24 sê, eers as die koringkogel gesterf het, sal daar 'n oes wees. Eers wanneer ek sterf, kan daar 'n oes van Jesus wees. Is julle met my? Ons praat bietjie diep vanaand. OK. Kom ons blaai om op die nuwe bladsy. Ons as mense is bedoel om soos Jesus te wees. En Jesus was vir ons die perfekte voorbeeld van nederigheid. Onthou, ons praat oor hoogmoed. Maar kom ons kyk gou na hierdie skrifte om net te bevestig wat ek nou gesê het. Romeine 8 vers 29. Glo jy regtig vanaand dat jy meer en meer soos Jesus moet wees? Romeine 8 vers 29. Die wat hy lank tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. OK, ons weet almal Jesus is die seun van God, né?
Nou lees ons, ek kan oral lees, Romeine 6, Romeine 7, Romeine 8, sê dat wanneer ons deur die Gees van God gelei word, dan is ons seuns van God. Né? As ons hom aangeneem word, is ons 'n kind van God, Johannes 1 vers 12. Maar dan is daar 'n pad van geestelike volwassenheid. Wanneer ons word gebore as 'n kind, in die natuurlike ook. Né? Maar dan wanneer die Heilige Gees begin oorneem in ons lewe, onthou met wedergeboorte kom woon hy in ons, maar hy lei ons nog nie. Ek moet sterf vir myself en oorgee aan die Heilige Gees wat in my woon, en eers dan lei hy my. Anders lei hy my nie. Hy is maar net daar. Hy lei my net in die mate wat ek sterf aan myself. Dis 'n baie belangrike punt. Die Heilige Gees kan net vir jou lei in die mate wat jy sterf aan jouself. En die mate wat jy sterf aan jouself, gaan afhang of word beïnvloed deur die hoeveelheid hoogmoed wat daar in jou lewe is. Hoe meer hoogmoed, hoe minder sterf jy. Kan jy dit van daai definisie van hoogmoed? Wat hoogmoed is dan omvat eintlik baie meer as wat die woord hoogmoed sê. Eie feitheid. Ja. Jy wil hê die definisie van hoogmoed, kom ek lees hom weer vir jou. Dis 'n besondere sterk en 'n ongeregverdigde gevoel van eie waarde. Dis 'n selfoorskatting. Dis 'n te hoë dink van jouself, eie waan en 'n opgeblaasenheid. Kom ons lees net nog 'n vers, 1 Johannes 4, daar staan op die aantekeninge vers 16, maar dit moet vers 17 wees. 1 Johannes 4, vers 17. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik, ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld, is ons almal in hierdie wêreld? In hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Die Amplified sê dit baie mooi. Hy sê, as he is, so are we in this world. En dit kry ek en jy net reg deur die liefde. Hierdie hele 1 Johannes 4 gaan oor die liefde. Maar ons sien hier, hierdie al twee verse, en dan ook as jy gaan kyk in Johannes 3 vers 30 staan, dat ek moet minder word, sodat Jesus meer kan word. Weer kom dieselfde ding. As ek nie sterf nie, as ek nie minder word nie, wat is die ek? Dis die eie ek. En dis hierdie eie ek, wat in hoogmoed homself wil verhoog. En te veel van homself wil dink, en homself wil geëer hê, en homself wil ophef, en hy is self te belangrik. Solank as wat daai gesindheid by my is, kan daar nie 'n Jesus sigbaar word in my en jou lewe nie. Dit kan nie, dis onmoontlik. Jesus het vir ons die voorbeeld kom gee om te dien. Om te dien. En weet julle, ek het nou een aand klim ek in die bed. Ek is nie 'n vreeslike wonderlike leser nie. Maar klim in die bed en ek onmiddellik kom net hierdie boek. Dis 'n ou boek, ons het hom al jare en ek het hom nog nooit gelees nie. En die Here herinner my net aan hierdie boek, is 'n boek van Orthez, die disciple. So 'n bloedrooi boek. En ek weet net, ek moet daai boek vat en ek moet hom begin lees. En ek staan op en ek gaan haal hom hierso. En ek begin in hom lees. En weet julle, alles in daai boek gaan oor to be a slave. Die hele eerste gedeelte wat ek nou al gelees. To be a slave. En in die nuwe, ons by Afrikaans gaan dit om hom te dien. En daar sê hy dit so mooi, en nou verstaan ek hoekom ek het moes gesê het, want dit gaan oor hierdie onderwerp. Om 'n slaaf te wees, om 'n slaaf te wees vir Jesus. En kom ek lees vir jou net een vers gou, Romeine 8 vers 16 dink ek.
Dit wat ons nou al gepraat het, gaan nou vir jou in plek val. Nee, dis nie Romeine 8 nie, dis Romeine 6 vers 18. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het. Wat doen? Wat sy wil doen. Julle gaan nou net sien waarby ons gaan uitkom. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen. Daar in daai boek beskryf hy dit so mooi. Hy sê ons in die moderne lewe verstaan glad nie wat 'n slaaf is nie. Maar vroeë jare is 'n slaaf gekoop. Iemand het gegaan waar slawe te koop is en hy het 'n som geld betaal en hy het hierdie ou het hy huis toe gevat en hy het sy slaaf geword. Daai slaaf het geen regte gehad nie. Hy kon ook nooit besluit wat hy wil doen nie. As sy baas vir hom gesê het, môreoggend staan jy 4 uur op, dan het die slaaf 4 uur opgestaan. As die baas vir hom gesê het, môre maak jy vir my 10 uur kos en 3 uur kos, dan moes die slaaf dit gedoen het. Hy mag nie geredeneer het, of bevraagteken het, of sy voorstelle gemaak het nie. As die baas vir hom gesê, dit doen jy, dan het hy dit gedoen. En dis wat bedoel word, wanneer ons slawe van God is. Om net te doen, dit wat die Here van ons vra. Of dit deur sy woord is, en of dit is deur ons verhouding met hom, deur dit wat hy vir ons sê. Sonder om te bevraagteken, sonder om te sê, ja, maar ek wil nou nog eers net gou dit doen, en later, en nou nie vandag nie, bestaan nie. As jy 'n slaaf wil wees van die Here, en 'n diensknegt of 'n diensmaat van die Here wil wees, dan doen jy alles wat die Here vir jou wil sê. Want weet jy wat? Dan doen jy sy volmaakte wil vir jou. Anders doen jy jou wil. En nie wat sy wil is nie. En die rede hoekom ons nie so maklik kan, waarop kom het neer? Ek onderwerf my aan God se gesag. Dis wat 'n slaaf veronderstel is om te doen. En ons sukkel daarmee, hoekom? Want ons is mos daarom belangriker. Te belangrik om 'n slaaf te wil wees. Hoogmoed. Jy sien ons, as ons na hierdie tipe van goed kyk, dan dink ons, ag nee, jy weet, ek het nie hoogmoed nie, want ek is nederig, ek verbeel my nie, ek is beter as ander mense nie. Het gaan baie dieper as dit. Baie dieper as dit. Kom ons kyk na Jesus. Matteus, daar staan 10, maar het moet 20 wees. Matteus 20 vers 28. So is dit ook met die seun van die mens. Let wel, so is dit met die seun van die mens, dit is Jesus. Hy het nie gekom om gedien te word nie. En mense, hy was self God. Hy het aan die aarde toe gekom in die vorm van 'n mens, maar hy was self God. En hy kom sê self, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. 'n Losprys is 'n geld wat betaal word om iemand vry te koop. En dis wat Jesus vir ons gedoen het. Kom ons kyk na Lukas 22. Lukas 22, vers 26 en 27. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees. En die een wat die leier is, moet soos die een wees wat dien. Wie is die belangrikste, die een wat aan tafel is of die een wat bedien? Tog hy wat aan tafel is nie waar nie, maar ek is in julle kring soos die een wat dien. As Jesus dit gesê het, hoeveel te meer nie ons nie. Filippense 2 vers 3 tot 5. Dit is wat my en jou gesindheid moet wees. Filippense 2 vers 3 tot 5.
Kijk eens op die fietshelder, wat met steken lees, dan kom het ook meer op die erfgenaam, dat zo'n gesind is, Is reg. As ons dit doen, het ons die koninkryk van God, ja. Kom ons lees hierso vers 3. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, dis hoogmoed. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. So daai verse 3 en 4, dit was Jesus se gesindheid. En dis wat die Here van my en vir jou verwag. Ek maak die onderskeid hier, om vir julle te sê, dat ons moenie soos God wil wees nie, maar dat ek en jy soos Jesus moet wees. Want Jesus is die een wat aarde toe gekom het en vir ons die voorbeeld kom wys het van nederigheid, van om 'n diensknegt te wees. Wat het hy gesê? As jy gaan kyk Johannes 5, oral wat hy sê, ek het nie gekom om my wil te doen nie, maar die wil van my Vader. Ek doen net wat ek my Vader sien doen, Johannes 5 vers 19. Dit moet ook my en jou gesindheid wees. Goed, ek wil gou-gou idee gaan, kenmerke van eersig, kenmerke van hoogmoed. Dit gaan oor die eie ek. Ek wil myself bevoordeel. Kom ons blaai gou na 1 Samuel 18 toe. Ek wil vir julle nog voorbeelde gee, so ek wil gou vinnig deur dit gaan, ons tyd stap aan. 1 Samuel 18 vers 7 tot 9, hier gaan dit oor Dawid en Saul. Onthou nou, Saul is die koning. Maar Dawid begin geliefd raak by die volk. 1 Samuel 18 vers 7 tot 9. Die vroue het gedans en gesing. Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. Daaroor het Saul hom vererg. Mense, kom wees gou 'n bietjie eerlik met onsself. Wanneer iemand so iets vir jou gaan sê, hoe gaan jy reageer? Gaan jy ook jou vererg oor hierdie mense wat nou meer dink van daai ou as van my? Ons gaan. Hoekom? Hoogmoed. Kom ons lees gou verder. Daaroor het Saul hom vererg. Dit het hom nie geval nie en hy het gesê, aan Dawid het hulle 10.000 gegee en aan my 1000, die koningskap sal ook nog syne word. Onmiddellik daai jaloesie en daai afguns. Vers 9. Van toe af het Saul vir Dawid gewantrou. Dis toe nou die gevolge van sy hoogmoed. Hy begin vir Dawid wantrou. Arme Dawid het niks gedoen nie, maar hy begin hom wantrou. Ons sien hier vers 10, kom ek lees aan. Die volgende dag het 'n boosaardige gees wat deur God gestuur is vir Saul beetgepak, sodat hy in sy huis te kere gegaan het soos 'n waansinnige. Soos gewoonlik het Dawid op die leer gespeel. In die hand van Saul was daar 'n spies. Toe lig Saul die spies op en hy dink, ek gaan vir Dawid teen die muur vaspen. So wat is nou die volgende stap? As het nou gegaan het oor die eie ek, en ek sien nou, hier is nou iemand anders wat belangriker is as ek, dan begin ek negatiewe gedagtes kry teenoor daai persoon. Jy begin hom wantrou, jy sien, daai een is mos nou sis en so, en hy gaan nog dit doen en dit en alles gaan gebeur, en dan begin jy hier in jou gedagtes, ek wil nou iets doen om hierdie persoon skade aan te doen. Negatiewe gedagtes. Satan val jou gedagtes aan. Dan lei dit tot verdere sondes. Kom ons kyk vers 17. Later het Saul vir Dawid gesê, hier is my oudste dogter Merab. Ek gee haar vir jou as vrou. Jy moet net vir my 'n dapper man wees en die oorloë van die Here voer. Saul het naamlik gedink, ek moenie teen hom wees nie, laat die Filistyne teen hom wees. Sien, hier begin hy sy eie plannetjies maak, sodat Dawid nou benadeel moet word. Vers 25.
Maar Saul het gesê, so moet julle vir Dawid sê, die koning wil niks anders as 100 voorhuide van die Filistyne as huweliksvergoeding hê nie, om so wraak te neem teen sy vyande. Saul se gedagte was om Dawid deur die Filistyne te laat omkom. Jy sien sy hele plan, sy gedagtes gaan toe as gevolg van sy hoogmoed en sy jaloesie. Maak hy toe planne, sodat op die ou end Dawid moet doodgemaak word. En dit is hoe met hoogmoed kom al die negatiewe gedagtes in ons, en dit lei, een gedagte lei tot die verre gedagte wat lei dan tot sondes. Punt nommer 4. Nog 'n kenmerk van eersig, dit gee om self voordeel te trek, dit doen dinge om self voordeel te trek. Kom ons blaai na Matteus 6 toe. Hier gaan dit oor die armes. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. Wanneer ek en jy iets doen om deur mense gesien te word, wat is dit anders as hoogmoed? Want hoekom? Jy wil hê iemand moet nou iets goeds dink van jou. Joh, sy is maar oulik as sy sulke goedes kan doen. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasy nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Wat is nou die noodwendige gevolg? As jy dan nou nie dinge doen, so om die mense lof en eer te kry nie, wat kom doen die Here dan? Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Dis die noodwendige gevolg. As jy nederig is, sal die Here jou verhoog. As jy dinge doen in nederigheid, sal God jou beloon. Dis God se manier van doen. Ons sien ook hier in Jakobus 3 vers 16, sien ons hier dat dit lei tot gemeene dade. Kom ons blaai net gesoend, dan lees ek vir jou hierdie versie, maar net die dinge wat die een lei tot die ander ene. Jakobus 3 vers 16. Hy praat daar van 'n wysheid wat nie van bo af kom nie, maar is aards en sinlik en duiwels, want waar daar naaiwer en selfsug is, en hoogmoed is ingesluit daarby, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. En ons het dit nou gesien in die voorbeeld van Saul. Dit lei om dinge agteraf te doen, om mense te benadeel. Nog 'n kenmerk van eerser is dat mense met hoogmoed sukkel om die Here te dien. Hulle sukkel om die Here te dien. Spreuke 22 vers 4. Ons kan dit mos nou verstaan na aanleiding van wat ons nou al alles gelees het vanaand. Spreuke 22 vers 4. Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe. Ek wil hiermee saam vir jou lees Job 35 vers 12. Baie mense sal byvoorbeeld sê, jy hoor het baie dikwels, ek hoor nie die stem van die Here nie. Ek kan nie meer bid nie, ek kan nie meer Bybel lees nie. Al sulke dinge. Ek wil nie aankla nie en ek wil nie sê dat dit altyd die geval is nie, maar hoor net hier. Job 35 vers 12. Mense roep om hulp, maar hy antwoord nie, want hulle is vol hoogmoed en boosheid. En dis gewoonlik wanneer mense sê, dat wanneer die Here nie meer hulle gebede begin beantwoord nie, dat hulle sê, ek hoor nie meer die Here nie. Ek weet nie wat die Here vir my sê nie.
Want omdat hulle gebede nie beantwoord nie, dan ervaar hulle dit, daar is nie meer 'n oop verhouding tussen hulle en die Here nie. Dit mag wees dat dit is as gevolg van hoogmoed en daarmee saam die boosheid wat in jou hart kom as gevolg daarvan. Jy sukkel op so 'n manier om die Here te dien en in 'n verhouding met hom te wees. Nog 'n oorsaak van of 'n kenmerk van eersig, van hoogmoed is, jy kan ook nie aan ander mense eerbied betoon nie. Want jy is te hoogmoedig. Hoe kan jy iemand anders eer? Want jy te plaas jouself so hoog. En dan 'n ander ene, die laaste ene, jy wil alles oorheers, jy's magsbehep. Mense wat alles jy wil kontroleer, jy wil in beheer wees van dit en jy wil in beheer wees van dat. Jy wil alles oorheers. Wanneer daar hoogmoed is dit die gevolge van dit. Kom, ek wil net gou hê, ons moet kyk na nog 'n paar voorbeelde. Een manier wat geweldige hoogmoed by mense bring, gaan oor geld. Kom ons blaai na 2 Kronieke toe. En ons kyk hier in Hizkia se lewe, want dit was in Hizkia se lewe die geval. 2 Kronieke 32. Twee Kronieke 32 vers 23 tot 31. Ons sien daar baie mense het vir die Here in Jerusalem offers gebring en kosbare geskenke vir koning Hizkia en van Juda, wie se aansien onder die nasies hoog gestyg het na die gebeure. Ons sien toe nou dat Hizkia het ernstig siek geword, hy het tot die Here gebid en al daai goeders. Ons sien daar in vers 25, Hizkia het egter nie dankbaarheid betoon vir die weldaad nie. Hy het ingenome geword met homself. Wat is dit anders as hoogmoed? En dit het die toorn van die Here oor hom en oor Juda en Jerusalem gebring. Ons sien daar verder die klomp goed wat verder met hom gebeur het. Vers 27, Hizkia was ryk en hy het groot aansien geniet en hy het vir hom skatkamers laat bou vir silwer, goud, edelstene, kosbare kruie, skilde en allerhande goed. Hy het opslagplekke laat bou vir die koring en die wyn en die olie en hy het krale en stalle vir sy beeste laat doen. Al daardie goedes, hy was voorspoedig met alles wat hy gedoen het. Vers 11. 31, maar toe die regeerders van Babel woordvoerders na hom toe gestuur het om navraag te doen oor die wonder wat in sy land gebeur het, het God hom verlaat. Dit was om hom te toets en hom sy eie hart te laat ken. Want God het gesien, daar was hoogmoed in sy lewe. Nou wil ek hê, hierdie selfde verhaal word ook beskryf in 2 Konings 20. Daar is net gou ietsiekie wat ek vir jou daar wil laat sien. 2 Konings 20. 2 Kronieke 32, daai hele stuk oor Hizkia selfe stuk word geskryf in 2 Konings 20. Van vers 12 tot 18 wil ek graag vir jou lees. Net om sy gesindheid te sien. Vers 12. In die tyd het die koning, ek wil nou nie al daai goed gaan nie, die gesandte het gekom. Nou moet jy weet, hierdie koning Hizkia het nou al hierdie skatkamers wat ons nou van gelees het, en hy kom hierdie regeerders in. Hizkia vat hulle nou deur sy plek, en hy wys vir hulle al die skatkamers, hy wys vir hulle die silwer en die goud en die kruie, en die olie en die wapenkamer, en alles wat in sy voorkamers gepas het, was. Ons sien dit in vers 13. Vers 15. Wat het hulle in jou paleis gesien, vra Jesaja, en Hizkia antwoord, hulle het alles gesien wat in my paleis is, daar is niks van my skatte, wat hulle nie gesien het nie. Hoor julle al die hoogmoed, wat daar so in sy hart was. Sy hele doel was om vir die mense al hierdie goed te kom wys, want hy is dan nou hierdie verskriklike ryk man. Hy is ingenome met homself, sien ons.
dis 'n baie belangrike of 'n verkeerde gesindheid wat hy hier gehad het. Kom ons gaan lees hier in 1 Timoteus 6. Dit gaan alles oor rykdom, oor skatte. Kom ons gaan kyk wat sê die Bybel vir ons in 1 Timoteus 6 vers 17. 1 Timoteus 6 vers 17. Julle kan maar, as julle lees daar vers 8, vers 9, vers 10, het gaan alles oor die wat wil ryk word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die stryk van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Sien julle weer? Hulle soek rykdom, en dan word hulle tot ondergang gestort. Dis hoe dit werk. As jy jouself wil verryk, dan lei dit tot ondergang. Geldgierigheid is 'n wortel van alle kwaad. Party het geld nagejaag en toe van hulle geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Bybel gaan vir jou vers 17 lees. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Jy sien, dit gaan oor die gesindheid van jou hart. Ek wil dit baie mooi beklemtoon hier. Nie alle mense wat ryk is hoogmoedig nie. Om geld te hê beteken nie noodwendig dat jy hoogmoedig is nie, maar as jou geld vir jou so belangrik is, en dit jaag jou, en jy moet nou hierdie bankbalans hê, en jy moet in hierdie kar ry, en jy moet in hierdie woonbuurt woon, en jy moet, om dit alles te kan doen, sal jy nog 'n werk vat, en nog soveel hare werk, en al hierdie plannetjies maak, want dit gaan oor al hierdie aardse goed. Dan is daar hoogmoed in jou hart. En die noodwendige gevolg daarvan is dat mense tot 'n val kom. Hoeveel keer mense kan getuienisse op getuienisse daarvan gee, van mense wat dit gedoen het, en dat hulle op die ou end alles verloor. En nou praat ek nie van as jy in finansiële moeilikheid gekom het, omdat iemand jou verneek het, of daar besighede fout gekom met die besigheid. Dis nie waarvan ek praat. Dit beteken nie as jy vanaand hier sit en sê, luister maar, ek het al in 'n finansiële verknorsing gesit, dat jy nou moet sê, okay, dit beteken dit nou ek het hoogmoed. Glad nie. Het gaan oor, as jy geld nagejaag het om in 'n woonbuurt te gaan bly, of om in 'n grainterhuis, of om 'n grainterkar, dit was jou hele doel, want jy wil aansien hê. Jy wil getakseer word op finansiële goed. Julle verstaan wat ek bedoel. Dan ondersoek jou hart, dat jy kan weet, dat as daar hoogmoed is, dat jy moet deel daarmee. Want is het noodwendige gevolg, as jy jouself wil verhoog, dat jy tot 'n val gaan kom. En die woord is hier, dat ons daaruit moet leer. Jy sien, nou kom mense tot 'n val, dan sê hulle op die ou en die Here wil my nou iets geleer. Nee. Jy het nie nodig om tot 'n val te kom, as daar nie hoogmoed in jou hart is nie. Dis hoekom die woord vir ons leer, dis hoekom ek vir julle die voorbeeld gee van Hizkia, dis hoekom ons lees hier in Timoteus 6, dat jy vanaand kan deel met elke vorm van hoogmoed wat daar moet wees, sodat daar gekeer word, dat jy 'n deur oopmaak vir Satan, en dat jy tot 'n val gaan kom. Want die Here wil beslis nie hê dat ons tot 'n val moet kom nie. Nog 'n voorbeeld is Nebukadneser. En hier gaan dit oor mag. Kom ons blaai na Daniël toe. Daniël is net na Esegiel, die boek na Esegiel. Kom ons kyk gou hier Daniël 4. Vers 25 tot 37. Ek gaan nie daai hele stuk lees, ek gaan net so 'n paar verse daar lees. Hier gaan dit oor die droom wat hy gehad het, en wat Daniël vir hom uitgelê het. Dis 'n Nebukadneser, né?
Ek gaan daar so in die middel lees. Julle weet, hy het nou soos 'n koei geword. Hy het gras geëet soos beeste vir 7 jare lank, 7 tydperke. Vers 25 daar so in die middel. Dan sal u moet erken. Jy sien dit, daar was hoogmoed by hom. Ons gaan nou dit sien. Dan sal u moet erken dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryk op aarde en dit gee aan wie hy wil. Want wat was sy gesindheid? Kyk hierso in vers 30. Hy het gesê, kyk net hoe groot is Babel. Deur my groot mag het ek daarvan 'n koningsstad gemaak tot my eer en roem. Dis hier in vers 30. Dis wat Nebukadneser gesê het. En wat gebeur toe? Toe kom hy tot 'n val. Toe word hy soos 'n bees wat moet gras vreet en van die dou moet drink. Dis 'n noodwendige gevolg van hoogmoed. Hier kom in die droom kom sê Daniël vir hom, daarom u majesteit vers 27, luister na my raad, breek met u sonde en die ongeregtigheid. Dan sal u voorspoed aanhou. Ons sien hier vers 31, ekskuus ek lees nou rond 'n bond, maar ek wil net sekere gedagtes vir jou uitlig. Vers 31, sy woorde was nog nie koud nie, toe kom daar 'n stem uit die hemel. Daar is besluit koning Nebukadneser dat jy uit jou koningskap onthef gaan word. En ons sien al die goed wat Daniël vir hom gesê het oor die droom, dat dit toe waar gekom, dit presies alles net so gebeur. En op die ou end het hy erken dat God die Allerhoogste God is. Hy sê hier in vers 37, ek Nebukadneser prys en eer en loof die koning van die hemel. Alles wat hy doen is reg. Sy optrede is regverdig. Hy het die mag om hoogmoediges te verneder. Dis wat Nebukadneser self sê. Mense, hoor wat ek vanaand vir jou sê. Ek wil weer sê wat ek nou net gesê het. Wanneer mense magsbehep is een van die kenmerke van hoogmoed. Die noodwendige gevolg, want dit is 'n Bybelse beginsel, as jy jouself wil verhoog, dan gaan jy verneder word. Baie mense doen dit, en dan sê hulle, die Here wil vir my iets leer deur hierdie vernedering. Dis nie die waarheid nie. Die Bybel is hier om vir ons te leer. Ons leer vanaand, moenie hoogmoedig wees nie, moenie jouself wil verhoog deur mag, deur rykdom, deur al hierdie goed. Hierso is Hizkia 'n voorbeeld, hier's Nebukadneser 'n voorbeeld. Hulle het tot 'n val gekom. En deur hulle val, moes hulle leer dat hulle nie hoogmoedig moet wees nie. Dis nie vir my en jou nodig dat ons verneder moet word om dit te leer nie. Leer dit uit die woord uit. Leer vanaand, dis die beginsel, 'n Bybelse beginsel. As jy jouself wil verhoog, sal jy verneder word. Maar as jy jouself verneder, as jy soos Jesus hier op aarde net wil dien, net die minste wil wees, dan gaan die Here kom en sy verhoging is permanent. Dan sal hy jou kom verhoog. Kom ons lees, hoe word ek bevry? Die oortuiging van die Heilige Gees, deur hierdie skrif, Jakobus 4 vers 6 tot 10. Maar die genade wat hy gee is nog groter, daarom sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Wat het ons hier in die begin gesê? Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle wegvlug. Onthou, dis die duiwel wat kom met hoogmoedgedagtes, met verhoogingsgedagtes. Julle het dit gesien by Satan, julle het dit gesien by Eva. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondags? Al die verse verder, vers 10. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Dis 'n beginsel in die woord wat altyd geld. Presies dieselfde gedagte sien ons in 1 Petrus 5 vers 5 en 6.
Vers 5 sê, ek lees daar in die middel, God weerstaan nie hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Presies dieselfde. Verneder jouself voor God. Hoe doen ons dit? Ons het nou gesien, Jakobus 4 vers 10, 1 Petrus 5 vers 6. Die voorbeeld hier wat ek vir jou wil noem, is dit wat in 1 Konings 21 staan. Ek gaan hom gou vir jou lees, en dan vir jou die geestelike betekenis daarvan gee. Onthou, Agab het dit gedoen in die natuurlike, ons gaan kyk na die geestelike. 1 Konings 21 vers 27 tot 29. Julle kan nou hierdie hele stuk by die huis gaan lees. Vers 27 sê, toe Agab al hierdie woorde hoor, en dit is nou dat hy sal doodgaan en die honde sy bloed sal oplek, het hy sy klere geskeur en rouklere om sy lyf gehang en gevas. Hy het selfs met rouklere gaan slaap en heeltyd bedruk rondgeloop. Daarop het die woord van die Here tot Elia die Tisbiet gekom en gesê, het jy gesien Agab het hom voor my verootmoedig? Dit beteken maar onderwerp. Omdat hy hom voor my verootmoedig het, sal ek die ramp nie tydens sy lewe laat plaasvind nie. Tydens die bewind van sy seun sal dit gebeur. Sien julle, die Here vat die ramp wat daar moes gewees het, vat hy weg, omdat Agab hom verneder het, verootmoedig het. Maar ek wil stilstaan by hierdie twee dinge wat Agab gedoen het. Hoe het hy hom verneder voor die Here? Hy het sy klere geskeur en hy het rouklere aangetrek. Klere was altyd 'n identiteit van wie jy is. Kyk maar, Josef het die veel klere gekleed gehad, hy was sy pa se witbroodjie. Klere, die priesters het sekere klere aangehad. Jou klere in die Ou Testament het gewys wie jy is. Hy het sy klere geskeur, met ander woorde, hy het gesê, ek is nie meer wie ek is nie. Rouklere dra mens wanneer iemand sterf. So Agab het hier kom sê, ek ontken wie ek is, hy skeur sy klere, en hy dra rouklere, want die eie ek het gesterf. In Daniel 10 vers 12 sê, Daniel verootmoedig het voor die Here en sy gebede te hoor. Sy. Wat ons net mag ook gesê het. Sien julle die geestelike betekenis van dit daar by Agab? So verneder jouself voor God, punt nommer 2, dis hoe jy eers moet jy oortuig word deur die Heilige Gees van die skrifte wat ons nou nog gelees het. Dis 'n beginsel. Wanneer jy jou onderwerp aan God in nederigheid, sal God jou verhoog. Maar wanneer jy hoogmoedig is, sal jy verneder word. Glo dit. Jy moet hiervan oortuig word. Glo dit vanaand. En dan kom jy en jy verneder jouself deur te sê, Here, ek sterf. Ek leef nie meer nie, ek ontken wie ek is, ek sterf aan myself, soos wat Agab hier vir ons dit mooi versinne beeld, deur die beeldspraak daar. Nommer 3, leer om te dien ter wille van Christus. Matteus 25 vers 40 sê vir ons, ek lees hom gou vir jou, Matteus 25 vers 40. Dit verseker ek julle, vir sover julle dat julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Wanneer jy volgende keer dink, ek is te grand om vir hierdie en hierdie iets te gaan doen, om te gaan dien. Dink, as jy dit wat hierdie skrif sê, as jy dit vir een van die geringstes doen, doen jy dit vir Jesus. Dit gaan nie oor die persoon nie. Dit gaan om Jesus te wees. Vir ander mense. Namens Jesus, want ons is sy hande en voete. En spreekbuis vir hom. Jesus het nooit gesê, ek is te grand vir hierdie vrou wat bloedvloeiing het, of vir hierdie prostituut nie. Hy het net gedien, maak nie saak wie dit is nie. Nommer 4, sterf aan jouself.
trek jou rouklere aan en word 'n disipel, 'n volgeling. Dan onderwerp jy jou aan 3 goed. Die wil van die Here as eerste prioriteit, en die leiding van die Heilige Gees, en die woord van die Here. Ek het sommer hier neergeskryf langs aan. Hoogmoed keer dat jy jou wil onderwerp aan die Here. Dit keer ook dat jy God kan vertrou vir jou lewe en vir jou finansies en vir alles. En dit hoogmoed keer ook om jouself oor te gee aan die Here. Ek wil vir jou 'n goeie voorbeeld hier lees, 2 Kronieke 26. En daarmee wil ek afsluit. 2 Kronieke 26. En hier gaan dit oor Usia. Maar toe hy eenmaal die mag het Usia ingenome geword met homself, en dit was die begin van sy einde. Julle kan maar verder gaan lees, hy het aanmatigend teenoor die Here sy God opgetree. Jy sien dis wat gebeur. Dit staan in 2 Kronieke 26 vers 16. En dan die laaste ene. Hoe word ek bevry? Bid dat naaste liefde deur jou manifesteer. Naaste liefde, dat jy nie anders kan as om die Here te wil dien nie.